ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 368. Ek is professor Hannes Reslinghuis van die Eerste Gemeente van Javasua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ook die Engelse boeke, maar ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees, Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dis daai swart A5 boek, amper 500 bladsye, 'n moed in elke huis. Sou jy belangstel, kan jy met kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste https://javasua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na hierdie reeks kyk of luister, is uiters belangrik dat u na deel 1 toe gaan. Voor begin het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat u YouTube kanaal inteken, sodat u die verskillende kennisgewings kan ontvang van al ons studies. Stuur ook hierdie kontak vir u vriende en kennisse. Dit is lewensverandering, skryfblokpen en 'n Bybel, 33 Afrikaanse Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre om weer as bereid by mekaar te wees, universeel. Ek wil bid waar hierdie woord vanmôre in huise inval en in besighede inval. Wil ek bid, Vader, dat u bo-natuurlike wil bereik in elke persoon se lewe. As daar iemand is wat dalk nuut is, wat tog maar luister, wil ek vra, bereik u doel ook in hulle lewens, Vader. Ons wie Javiste is, maak ons attent om meer nougeset te wil wandel in die Ruach. Seën ons in die dag. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javasua. Elke Javis sê, halleluja, halleluja, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees en mag Vader Jaffa dan vanoggend ook deur die inspirasie van die Ruach HaKodesh dan ook sy wil in elkeen van ons se lewe laat geskied. Die boek Spreuke, hoofstuk 20, vers 26. Hy sê, 'n wyse koning wan die goddelose uit. Nou gaan ek iets vertel hierso, ou broer Wynand Bosch en suster Estel, twee vriende van ons, groot vriende van ons. Ek kom by hulle so ruk terug, want daar was 'n ander skrifgedeelte ook waar koning Salomo gepraat het van wan. Toe sê ek dink die mense wat getik het verkeerd getik. Hulle moes getik het want. Maar nie wan nie. Toe ons by broer Wynand hulle kom, ons gaan koffie drink daarso. Toe sê hy vir my, hy sê, Prof, jy het verkeerdelik verwys na want, dit moet wan wees. Ek sê, wan wat? Hy sê, want die woord wan beteken waai. Na hulle die dorsvloer skoon, na hulle gedors het, dan wan hulle maak wind. Vandag het hulle groot fans, wat noem ons dit, die doppies so goed wegblaas van die koring. Hy sê, 'n wyse koning wan, of waai. Nou daar leer u ook nou iets vanmôre. En weet, hoe sê Paulus, hoe sal ons weet as iemand ons nie gesê het nie? Ja, hy wan, hy waai. Die wyse koning wan of waai die goddelose uit. Uit sy lewe uit. So wat moet ek en u doen? Ek dink, om wys te wees soos die koning, moet ons meer kieskeurig wees
wie ons in ons lewens toelaat as vriende. Ja, ons wil die goddeloses gered kry, maar hy hoef nie my persoonlike huisvriend te wees nie. Verstaan nie wat ek nou sê? Ons het 'n verantwoordelikheid, en dis wat ek reg verstaan hierso. Ons het 'n verantwoordelikheid om die woord by 'n verlore sondaar uit te kry. Maar daar is sekere prosesse wat volg. Bekering, onderdompeling, heiligmaking. Dis hier waar ek en u inkom. Heiligmaking, om daai man en vrou te leer wat dit is om in heiligmaking te funksioneer. Ons moet vanmôre baie seker maak dat ons geanker is in die bonatuurlike fondasie van Jahvashua. Sodat dit nie gebeur dat ons uitgewaai word, soos die goddelose, soos op 'n dorsvloer nie. Hy sê, 'n wyse koning wan of waai die goddelose uit en laat die dorswiel oor hulle die ongoddelikes draai. Hy waai dit weg. Hy waai dit weg. So dit is baie belangrik dat ons vanmôre in Jahvashua se woord geanker is. Hy het ons geroep met 'n bonatuurlike roeping, met die doel om sy koninkryk in hierdie tyd wat ons leef, 2026, uit te neem in 'n verlore wêreld daar buitekant. Ek en u het 'n verantwoordelikheid. Soos wat ek 'n verantwoordelikheid het om navorsing te doen en voorbereiding te doen en die boodskappe op te neem, sodat hulle elke oggend daar vir u gerief is. Omdat die woord in u lewe 'n verskil maak. Maar so het u weer 'n verantwoordelikheid om hierdie woord verder uit te neem. Al sit net na 10 mense toe, wie ek nie ken nie. Verstaan jy wat ek sê? Want dis die opdrag. Gaan maak disippels en leer hulle. Gaan maak en leer. Matteus 28:19. Gaan maak disippels en gaan. Ons kan nie stil sit nie. Ons moet gaan. As ons as Jahviste elke een die beste doen in ons lewe, in dit wat Jahwe ons ingeplaas het, in die posisie waar hy ons geplaas het sy in 'n fabriek, het sy onder die mense wat u vir u werk, het sy in die kantoor waar u werk, al is dit jou vriende en jou familie, die kinders, kleinkinders, ons het elkeen 'n verantwoordelikheid in die universele liggaam van Jahvashua se bruid. Om wat te doen? Om lewendige saad te wees. Ons wil nie doppies wees nie, wat uitgewaai word nie. Ons wil nie koringdoppies wees nie. Ons wil die koring wees wat gemaal word tot meel, sodat daar 'n brood mee gebak kan word. Of verskillende dinge mee gedoen word. Ek sê altyd, Jahwe het ons geroep met 'n bonatuurlike roeping. Hy kon so maklik iemand anders te geroep het. Maar hy het u en my verkies om die werk te doen. En dit gee ons elke een die verantwoordelikheid om nie op 'n 70% suksesbasis te wil funksioneer nie, maar om in die koninkryk in 100%, dit moet ons visie wees. Dit moet ons einddoel wees.
om in 'n 100% verantwoordelikheid te funksioneer in die koninkryk van Jahwe. Is dit nie wonderlik om te weet wat hy doen nie? Kyk waartoe ons kom uithaal. Kom ons kyk net terug in ons lewens elkeen. En ons dink net aan wat se groot wonderwerk was dit. Net vir Jahwe om ons uit die modderslikheid opgelig te kry. Dink waar kon ons vandag gewees het? Ja, alright, ek weet dalk nou nie in u lewe nie, maar ek het 'n tweede kans gekry. Hy het my 'n tweede kans gegee. En dis hoekom die skrif sê, pas op, jy wat dink dat jy staan, dat jy dalk nie lankal geval het nie. Dit kan nie so gebeur. Wanneer jy in jouself roem, in jou eie vermoë roem, dan skuif jy eintlik die ruach een kant toe. Die werkende krag van Jahwe skuif jy een kant toe. Maar ek wil vanmôre sê, kom ons wees koring vandag. Dit help nie ons spreek oor môre en volgende week en die week daarna nie. Kom ons spreek oor vandag. Wat kan ek en u doen om vandag, Woensdag, 'n verskil te maak? Aan iemand se lewe, in die lewe waarin ons lewe, waar ons bruikbaar is. Die woord sê dat ek moet my nie bekommerd oor die dag van môre nie, hy sorg vir die mossies. Hulle het nie skure wat hulle kan bou nie. Ja, ons moet 'n sekere mate van regdenkendheid het in terme van ons doen beplanning. Maar ons lewe vir vandag, en soos hy die woord sê, in terme van die mossies. Hulle het nie skure en hulle kan nie plant nie, en hulle die trekkers en die goed nie, maar steeds voorsien hy vir hulle. Hulle maak net kleintjies groot. En die Bybel sê, ons is baie meer werd as mossies. Het jy geweet die woord sê so? Ons is baie meer werd as 'n paar mossietjies. Nou as hy vir hulle sorg, hoeveel te meer sorg hy nie vir ons nie? Ek hou van die skrifgie wat sê, wees stil en aanskou die wonders wat ek vir julle doen. Partykeer wil ons te veel die een wees wat die verskil wil maak. Ons wil al die antwoorde hê, ons wil die skuwe maak, ons wil, terwyl die woord sê, wees stil en aanskou die wonders wat ek vir julle wil doen. Dis 'n skrifgedeelte wat ek baie jonk in my lewe geleer ken het, toe ek my eie besighede gehad het. Wanneer dit gebeur dat dit nie goed gaan nie, dan kom die skrif in Jahwe sê deur sy woord, wees stil en aanskou die wonders wat ek vir julle wil doen. En ek wil vandag sê, ek dink Jahwe praat bietjie met iemand. Hy sê vir iemand vanmôre, wees bietjie stil. Wees net stil en aanskou. Roep die goed wat nie is nie, asof dit reeds is, in die geloof. Ons het die krag, ons het reeds die krag van die Ruach HaKodesh in ons. Ons moet op die plek kom waar ons hierdie krag in aksie kan kry. En om die krag van die Ruach in aksie te kry, is om in die verhouding van Jahwe te lewe in Jahwe ons Elohim.
Halleluja. Verstaan jy wat ek nou gesê het? Om die resultate te sien, is nie net om in my eie menslike, vleeslike vermoë te redeneer nie, maar ook in die geloof. Want die woord sê daar in 1 Korinte 11, die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar wat ons hoop. So daar moet hoop wees. Geloof, hoop en liefde. Die drie, né? Die grootste die liefde. Maar daar moet hoop wees. Terwyl, so met ander woorde, Jaffa wil hê ons moet bietjie ook ons geloof op die water sit. Hy wil hê ons moet bietjie toelaat dat hy sien wat wil ons hom voorglo. Ons kan Jaffa glo vir 'n kopseer en vir 'n blinde darm en vir die dinge, maar ons kan nie glo vir die groot dinge nie. Ek loof Jaffa nou 2 weke, 3 weke terug waar ek reeds in die hospitaal was vir die operasie. En ek Jaffa vertrou het vir 'n bonatuurlike wonderwerk. En ek is ontslaan sonder die operasie. Ja, dit het tyd gevat. Pastoor Rika moes my behandel, soos 'n verpleegster. Maar hier sit ek en ek sê, al die eer en die lof en die prys aan Jaffa, die volëinder van ons geloof. Onthou vandag se skrif, ons is meer werd as 'n paar mossies. Tot môreoggend as Vader Jaffa lewensgesondheid spaar. Maranatha, Jaffa kom weer. Halleluja.